Shalom almal, Rabbi Shapira hier met 'n profetiese nuusflits. Ek het gewag tot Pesach om aan julle die dinge bekend te maak wat Hashem op my hart gelê het. Veral gedurende die tyd van Pesach, julle sien, die tyd van Pascha is 'n unieke tyd omdat dit oor die verlossing van die verlede praat. Maar soos Micha 7:15 vir ons sê, is dit ook 'n beeld van die toekomstige verlossing. Daar is iets belangrik om te verstaan oor Pesach en oor wat tans in die wêreld gebeur. Tydens Pesach het Hamas die ooreenkoms van Israel vir 'n skietstilstand gebaseer op die terugkeer van die gijslaars verwerp. En terselfdertyd het die Verenigde State voortgegaan met onderhandelinge met Iran. En jy wonder waarskynlik wat aangaan en wat ons hieruit kan aflei en verstaan. En die antwoord word aan ons gegee deur die rabbies van Israel en uit die spesiale voorlesing vir die laaste dag van Pesach. Jy sien, tydens die Shabbat van jaar, wat die laaste dag van Pesach is, lees ons 'n belangrike gedeelte in Exodus hoofstuk 13. En ek dink dit sal ons help om te verstaan, veral gedurende hierdie dae tussen nou en Shavuot of Pinkster, sommige van die dinge wat te wagte is, aangesien ek 'n grootskaalse beweging verwag wat tussen nou en Shavuot gaan plaasvind. Onthou, Shavuot is die tyd toe Israel die Torah ontvang het. Dis 'n beeld van die toekomstige verlossing. Hoor wat die Torah hierdie Shabbat in Pesach vir ons sê, en Moses die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig 'n eed laat sweer en gesê, God sal sekerlik op julle ag gee. Bring dan my gebeente hiervandaan saam met julle op. Sien jy in hierdie week se Torah gedeelte is dit Moses wat die bene van Josef verneem het, wat volgens ons rabbies die finale fase van die verlossing is. Wat sê dit? Dit is bekend en ek haal aan, Moses is die Messias, seun van Dawid. Hy is 'n beeld van Messias, seun van Dawid, aangesien Moses bekend staan onder die naam Silo, soos opgeteken in Genesis hoofstuk 49 vers 10. Jy sien, Silo is in Hebreëus gelykstaande aan die woord Moses, maar dit gaan verder. Die rabbies het verduidelik dat daar 2 Mosesse is wat in daardie oomblik opgewek gaan word. Aan die heel einde sal daar 2 wees wat in een sal saamkom. 2 verskynings, 2 komste van die Messias wat in een sal vloei. En wanneer sal dit gebeur? Dit sal plaasvind in die Pascha, in die seisoen van die Pascha. Luister hierna. Moses het in die geheim 'n ander naam. Sy naam is Josef. En dit staan in die Torah gedeelte dat Moses die bene van Josef saamneem. Daarom kan ons aflei dat Moses, wat die Messias, seun van Dawid, beteken 'n beeld is van 2 Messiasse wat sal saamvloei tot 1 Messias, een genoem Messias, seun van Dawid, en een genoem Messias, seun van Josef. Die rede waarom Moses die beendere van Josef verneem het, is omdat die 2 Messiasse in die laaste dae een sal word. Die 2 verskynings sal 1 verskyning word. Let nou mooi op wat die Torah vir ons sê. In die geleesde gedeelte vir Pesach word daar vermeld dat Egipte, en die leeu van Egipte, die leeu van Satan, hulle agterna gesit het met hulle strydwaans al die pad tot by 'n plek in Hebreëus genoem Pihagerut. Hulle was op die drempel van vryheid en toe voor hulle Baal te vind. Jy sien, die woord Baal te vind in Hebreëus is een van die name van Satan. Nou, die waarde van die woord Baal te vind in Hebreëus is gelykstaande aan die woord kelefra, 'n bose hond. Bose neiging. En dit is iets wat ons almal moet verstaan wat besig is om te gebeur. Israel sal op die punt kom, op die drempel, dat die hele wêreld hulle al die pad sal agterna sit, sodat Israel dink hulle staan op die punt van vryheid ontvang. Maar die vryheid wat hulle dink hulle gaan bereik, sal nie plaasvind nie.
In wese sal ons met ander woorde op die drempel van ondertekening van 'n vryheidsooreenkoms vind dat hierdie vryheid vals is. Een van die dinge wat ons in die komende dae kan verwag om te sien, is 'n omvattende ooreenkoms wat onderteken gaan word. Ek het daaroor gepraat in die boek The Fall of Edom, 'n inklusiewe ooreenkoms met Saudi-Arabië en die Arabiese wêreld wat in lyn gaan kom, en Israel sal dink dit staan op die punt van ondertekening. Maar raai wat? Hierdie ooreenkoms kom van Baal Tezfon self, wat dieselfde numeriese waarde het as die woord Kelevra, wat een van die name van Satan self is. Onthou dat ons 4 keer lees van 4 beloftes. Luister hierna. Dit is baie belangrik, want in hierdie uitdrukking, Kelevra, sien ons 'n verband met die boek Klaagliedere, hoofstuk 1, vers 13, en dit sê, uit die hoogte het hy vuur gestuur in my gebeente, hy het 'n net vir my voete uitgesprei, hy het my teruggewerp, hy het my verlate gelaat in voortdurende elende. Let nou op na hierdie Hebreëse woord, reshet, lerachlai, dis baie belangrik. Want die Hebreëse woord reshet, wat die woord vir stryk is, sê ek het 'n stryk van my voete geplaas. Die woord reset in Hebreëus is gelykwaardig aan 225. Nou, as jy hierdie Hebreëse woord neem, reset 225, die stryk wat voor Israel geplaas is, en jy vermenigvuldig dit met 4, dit is baie belangrik, 225 maal 4 is gelyk aan die getal 900, wat in Hebreëus ooreenstem met die woord klipa. Die woord klipa in Hebreëus is die. Strydwa van Satan. Kipa is ook 225, 4 ballingskappe, 4 klipot, wat ons lei na die klipot van Satan self, die 4 magte van boosheid. Wat nou op hierdie oomblik vriende in plek geplaas word, is die 4de net, die net van Edom wat nou voor Israel gestel word. En ons moet verstaan wat dit beteken. Daar staan hier in die boek Klaagliedere, hoofstuk 1, vers 13, dat daar 'n net onder die voete van Israel geplaas is. Kan dit wees dat die Verenigde State van Amerika die net onder die voete van Israel gaan plaas? Ek hoop opreg dat dit nie die geval is nie. Maar alle aanduidings wys tans. Na wat ek in hierdie boek geskryf het, The Fall of Edom, lees dit, The New Hamas, lees dit, lees daardie boeke, want dit wys vir jou dat die net reeds voor en onder Israel geplaas is vir die finale en dodelikste klipa, en die oomblik wanneer hierdie klipa op sy plek geplaas word. Dit is wanneer, net soos toe Israel met sy rug teen die muur was, dit is die oomblik wanneer Moses en Josef hulself gaan byeenbring. Kom ons verstaan dit verder. Laat ek die kolletjies vir jou verbind. In die verhaal van Exodus hoofstuk 10 vers 7 staan die volgende, Farao se howelinge sê vir hom, hoe lank sal hierdie een vir ons 'n stryk wees? Hierdie uitdrukking in Hebreëus, Atmatai, Yeheze Lanule Mukesh, dit is gelykstaande aan 566, wat dieselfde numeriese waarde is as van die woorde Mashiach ben Yosef. Jy sien, hierdie gebeure wat tans in die wêreld plaasvind, sal presies dit na die wêreld bring wat ons nou sien. 'n Stryk en ineenstorting van ekonomiese markte en ineenstorting van tariewe. Mense verstaan nie dat wat nou met die tariewe gebeur, deel is van die mokessie vir hoe die nasies vir Israel behandel nie.
Die net wat gebruik is vir Israel se vernietiging, sal die verdere vernietiging van die nasies meebring. Amerika, julle is gewaarsku. Verenigde Nasies, julle is gewaarsku. Hierdie net is die net wat Ben Yosef sal inlei. En wie is Ben Yosef? Ben Yosef is Ben David. En Ben David is Ben Yosef. Moenie in die net val nie. Verenig met die God van Israel en huis van Israel. Shalom almal.